Welkom, welkom, welkom by Pelgrimsrus. Pelgrimsrus is 'n klein historiese Delwersdorpie in die Bosveld landskap van Suid-Afrikaanse provinsie Mpumalanga, wat halfpad tussen Oranjestad en Sabie geleë is. Die mees beboude erwe is langs die dorp se hoofstraat geleë. Pelgrimsrus is een van die oudste nedersettings in die historiese Oos-Transvaalse laafveld, wat ontstaan het nadat die prospekteerder Alec Wheelbarrow Patterson goud hier ontdek het. Duisende hoopvolles het na die plaaslike goudveld gestroom, selfs aan plekke so ver as Amerika, Kanada en Ierland. Dit is amptelik as 'n goudveld verklaar in September 1873 en 2 jaar later 'n openbare delwery. Dit het gegroei van 'n eenvoudige delwerskamp met tente tot 'n welvarende Victoriaanse nedersetting met 1500 inwoners. Teen laat 1875 was daar al 21 winkels, 18 kroë en hotelle en 1 plaaslike dagblad, Gold News, wat die Delwers op hoogte gehou het met daaglikse nuusgebeure. Pelgrimsrus het sy naam gekry deur William Tafford, toe hy gesê het, "This pilgrim has come to rest." Hy was ook die eerste man wat sy goud geregistreer het. Teen 1876 het die verval begin. Daar moes dieper gegrawe word om goud uit te haal, waarvoor kapitaal benodig was. Maatskappye is gevorm en die handdelwers het begin trek. Eers na Barberton, toe daar in 1883 goud ontdek is en later na Johannesburg. Uiteindelik is al die plaaslike maatskappye onder Transvaal Gold Mining Estate onder leiding van David Benjamin saamgesnoer. Hierdie maatskappy het nog vir 50 jaar myne suksesvol bedryf en die laaste myn is egter in 1971 gesluit. Die dorpie se oorspronklike argitektuur is behou, aangesien dit in 1986 tot 'n nasionale monument verklaar is. Pelgrimsrus is op die oomblik net 'n toerisme-aantreklikheid en geen goud word meer ontgin nie. Pelgrimsrus was ook die ligging van die noodmunt gedurende die Tweede Vryheidsoorlog. Hierdie munt het die bekende en baie skaars veldpond geslaan. Besienswaardighede in Pelgrimsrus. Nommer 1, die rower se graf, of die sogenaamde Robbers Grave. Die historiese begrafplaas huisves die laaste rusplek van delwers, handelaars en mynwerkers. 'n Groot persentasie Duitse name op die grafstene getuig van die belangrike rol wat Duitse immigrante in die plaaslike handels- en kredietbedryf gespeel het. Helfte van die grafte is van grafstene voorsien en almal is in 'n oos-westelike rigting uitgelê, behalwe vir een, die rower se graf. Die graf is in 'n dwarsrigting teenoor die ander grafte uitgelê, met ander woorde in 'n suid-noordelike rigting. Dit is die uitbeelding dat dit nie 'n goeie en regverdige mens was nie. Daar is nie duidelikheid oor wie daar begrawe is nie, maar daar's baie stories. 2 van die bekendste stories is dat dit Norbert Grave is wat daar begrawe is. Hy is betrap en sy muur geskiet toe hy goud uit 'n tent probeer steel het. Die ander storie vertel van 2 vriende, Roy Spencer en Walter Scott,
wat 'n uitval gehad het oor 'n beursie met goud in. Walter Scott, terwyl hy onder die invloed van drank was, het Roy Spencer beskuldig dat hy sy beursie gesteel het. Walter het Roy doodgeskiet. Toe Walter na sy tent terugkeer, het hy op die beursie afgekom wat blykbaar uit sy broeksak geval het. Hy was so ontsteld dat hy na 'n ruk selfmoord gepleeg het. Roy is per ongeluk as 'n rower begrawe, terwyl Walter sy laaste rusplek in 'n anonieme graf langs hom gevind het. Besienswaardighede in Pelgrimsrus 2, Ellen Glade Huismuseum. Die Ellen Glade Huismuseum is oorspronklik in 1915 as woning vir die eerste mynbestuurder van Transvaal Gold Mining Estate, Allen Barry, en sy gesin opgerig. Die Barrys se 7 kinders het hier groot geword voordat hulle in 1930 verhuis het. Die huis het ook as woning vir Barry se opvolgers gedien voordat dit in 'n museum omskep is. Die statige paleisagtige huis was in kontras met die baksteen of houtgeboue met sinkdakke reg oor die dorp. Geboue met geskiedenis. Highwayman's Garage. Die storie speel af in 1912. Teen daardie tyd is al die oppervlakkige goud al weggedra deur die delwers. Een aand is die poskoets tussen Lydenburg en Pelgrimsrus voorgekeer deur 'n gemaskerde man met 2 pistole. 'n Kas met silwermunte is afgegooi waarna die koets weggejaag het. Dit blyk toe dat die rower 'n ou bekende op die dorp was, 'n Engelsman met die naam Tommy Dennison. Hy het opgetree as die plaaslike haarkapper en het later die delwers se klere teen betaling gewas. Hy het 'n redelike inkomste deur die 2 werke gekry, maar het ongelukkig in die skuld gekom as gevolg van sy drinkery. Hy het die dag na die rooftog almal terugbetaal met silwermuntstukke. Dit het die dorpenaars nie lank gevat om 2 en 2 bymekaar te sit nie. Tommy Dennison is vir 5 jaar tronk toegestuur, maar is vrygelaat na 4 jaar. Hy het teruggekom Pelgrimsrus toe en daar 'n besigheid begin. Die 2 pistole waarmee hy die rooftog gepleeg het, het hy bo die deur van sy besigheid vasgespyker vir almal om te sien. Vyf interessante feite oor goud. 1. Goud kan nie roes nie. 2. Die grootste bekende goudklont is in 1869 in Melbourne, Australië ontdek. Dit het sowat 71 kg geweeg. Dis dieselfde gewig as 2 volgroeide Labradors. Nommer 3. Suiwer goud is baie sag en word maklik vervorm. Dit word met ander metale soos platinum, nikkel, sink, silwer en koper gemeng om verhard te word. Die maateenheid karaat toon die getal dele goud in elke 24 dele van die metaalmengsel aan. Interessante feit 4. Die chemiese simbool vir goud is 'n hoofletter AU, afgelei van die Latynse woord aurum. Nommer 5. Goud word nie net as 'n waardestuk soos geld gebruik nie. Dit word in die tandartsbedryf, medisyne, elektriese bedrading, radiasiebeskerming en verkleuring van glas gebruik. Net om weer terug te kom na die goud van Pelgrimsrus, daar was merkwaardige goudklonte in Pelgrimsrus gevind. 3 van hierdie merkwaardige goudklonte was die Lily goudklont wat 3,37 kg geweeg het. Hy is deur president Burgers gekoop. Die tweede goudklont is Brenda, hy was 6,06 kg en die derde goudklont was Henry Glen goudklont en hy was 7,81 kg. Die burgersponde. Die burgersponde was die eerste inheemse munt wat Suid-Afrika gehad het. President Thomas Fransha Burgers het die goud in Pelgrimsrus gekoop.
Hy het sy skildery, 'n skets van die Suid-Afrikaanse Republiek se wapen en die goud na Engeland gestuur om as munte gedruk te laat word. Die eerste groep pondmunte was op 25 Julie 1874 in Suid-Afrika ontvang. Daar was 695 munte ontvang. Die muntplaat het ongelukkig gebreek en die tweede groep munte, wat uit 142 stuk bestaan het, was in September 1874 ontvang. Die tweede muntplaat het effens van die eerste muntplaat verskil en dus is daar 'n verskil in die twee munte se prentjies. Die eerste groep munte word verwys na die fynbaardmunte en die tweede stel staan bekend as die growwebaardmunte. President Burgers het die munte aan die Volksraad met trots bekend gestel. Ongelukkig was die raad baie ontsteld omdat hy die regering se geld gebruik het om die munte met sy gesig daarop te laat druk. Hulle het gevoel hy is vreeslik selfsugtig. Die verskil tussen die twee munte, die fynbaardmunt, die baard het een dik voorste punt. Die voorkant van die baard het meer golwe. Die nekhare is nie so duidelik as in die growwebaard weergawe nie. Die growwebaardmunt, die baard het 4 dikpunte, waar die voorste paar punte korter is as die agterste punte. Die 8 in 1874 lyk dubbel op sommige van die munte. Die nekhare is duideliker as die in die fynbaard weergawe. Die veldbonde. Soos vroeër genoem is die veldbonde in pelgrimsrus vervaardig. Die muntstukke was handgemaak. In 1899 en 1902 was die twee republieke van Transvaal en die Oranje Vrystaat in die oorlog betrokke met die Britte. Brittanje wou die goudvelde van Transvaal vir hulself hê en die boere het met al hul mag terugbeklei vir hul vryheid teen die magtigste ryk van daardie tyd. Winston Churchill was 'n oorlogskorrespondent vir 'n Londen koerant en het gedink die boere staan nie 'n kans teen die Britte nie. Sy aanhaling in die koerant het gelei: I thought it very sporting of the Boers to take on the whole British Empire. Die boere, 35.000 man sterk, het oorlog verklaar teen die Britse leer van 150.000 man. President Kruger het die land verlaat en teen 1 September 1900 was Transvaal en die Oranje Vrystaat gesien as Britse terrein. Die Britse militêre leier Lord Roberts het triomfantlik na Brittanje teruggekeer onder die indruk dat die boere verslaan is, maar die boere het begin met guerrilla-oorlogvoering. Guerrilla-oorlogsvoering is wanneer 'n klein groep vinnig en onverwags 'n groot groep aanval. Die doel van so 'n aanval is om verwarring te veroorsaak, geweldige verlies aan lewens en beskadiging van toerusting. Die groep is baie mobiel en moet onttrek voordat die aangevalde tot verhaal kan kom. In ander woorde, dit is wanneer 'n kleiner groep 'n groter groep in 'n hinderlaag inlok en sodoende hulle oorrompel. Die boere het omtrent vir 2 jaar so geveg ten koste van die Britte se geldelike fondse en hulle eer. Die Britte het teruggeveg deur die skroeide aardbeleid. Hierin het hulle alle plase geplunder en afgebrand. Die vroue en kinders en die ouer mense is na konsentrasiekampe geneem. Met die plase afgebrand en die mense nie meer daar om die boere met kos, klere en skuiling te voorsien nie, het dit baie sleg gegaan met die boere. In September 1901 het generaal Ben Viljoen sy kommando, wat uit ongeveer 900 man bestaan het, na pelgrimsrus gelei. Die myndorpie, wat redelik weggesteek is in die berge en die valleie, het omtrent nog geen oorlog gesien nie. Daar het omtrent 40 families in die dorp gebly.
Pelgrimsrus het 'n telefoon besit wat hulle verbind het met Graskop, Macmac en Sabie. Die dorpsmense het die kommandolede onder hulle vlerk ingeneem en hulle voorsien van kos, nuwe klere en blyplek. Kosvoorrade kon ook van die swart stamme in die omgewing gekoop word. Generaal Viljoen was in kennis gestel dat daar goud in die verlate myn gevind is en dat dit ontgin en gesuiwer kon word. Generaal Viljoen het nie op hom laat wag nie en het beveel dat die goud dadelik ontgin moes word. Generaal Viljoen is deur die Britte gevange geneem en generaal Chris Miller het hom opgevolg. Generaal Miller het dadelik aan die werk gespring om toestemming te verkry om die munte te druk. André Pienaar is aangestel as die hoof van die staatsmuntevelde. Hulle het die gereedskap in die verlate myn gebruik om hulle eie munte te maak. Die munte is dus in die Transvaal Gold Mining Estate se werkswinkel gemaak en nie in die veld nie. Dit was 'n gesukkel in die begin om die munte te maak, aangesien dit gekraak het. Die munte het uit meer suiwer goud bestaan en is dus meer waardevol as die Britse ponde. Hulle het 530 unieke munte gemaak. Die Transvaalse regering was uiters tevrede met die muntstukke en na die oorlog is die werkspan elk met 'n ornament wat bestaan het uit 4 goue muntstukke beloon. Daar is altesaam 7 van die ornamente gemaak. Interessant, die swart stamme was 'n bietjie skepties oor die munte waarmee die boere wou betaal. Hulle het die Britse munte, die een met die perd op, gesoek. Die veldponde word vandag as 'n historiese skat bestempel waarvoor jy 'n arm en 'n been gaan betaal. Die mense wat 'n rol gespeel het in die maak van die veldponde was die hoof van die veldpond, Andries Pienaar. Hy was maar net 25 jaar oud toe hy aangewys was as hoof van die veldpond. Projekleiers G.E. Waldeck en later Philippus Kloppers. Waldeck was 'n lid van die Transvaalse Rooikruis en is teruggetrek na die hospitale. Dit is toe dat Kloppers by hom oorgeneem het. Die werk het die volgende behels. Goud is in die oggende ontvang en dan vir die personeel gegee het sy vir smelting, vergieting of drukking. Hy het die goud dan weer bymekaar gemaak, dit geweeg en dan aan Pienaar oorhandig. Die smid en werktuigkundige William Reed. Dit was sy werk om die masjinerie te identifiseer en aan te pas vir die muntprojek. Smelter Dick Graham. Hy was verantwoordelik om die goud te smelt en te giet. Die vergieting van goud is 'n baie delikate proses en Graham was baie goed daarmee. Hy het uitstekende kennis van goud gehad. Definisies van delwery of mynbouterme. Prospekteerder. Dit is 'n persoon wat soek na minerale, byvoorbeeld goud. Koekepan. Dit is 'n klein spoorgebonde waantjie of trolly wat gebruik word om die gouderts te vervoer. Claim. Die afgemete stuk grond wat afgeperk is en waar 'n delwer na goud mag soek. Riwe. Goud kom voor in stroke onder die grond. Skag. 'n diep, nou vertikale gat of soms 'n horisontale tonnel wat die ingang na die myn verskaf. Skagtoring. Dit is 'n struktuur bo-gronds wat mynwerkers met 'n baie groot huisbak ondergronds neem. Stope. Dit is die proses waar erts of ander minerale ontdek word in 'n ondergrondse myn.
Die oop spasie staan bekend as 'n stope. Erts, 'n soliede stuk delfstof of klip wat fyn gestamp word om goud te ontgin. Kwartsgoud, die raarste vorm van suiwer goud. Goud in sy natuurlikste vorm. Konglomeraat. Dit is 'n klipagtige ongelyke opeenhoping van dele wat toevallig saamgevoeg is in die natuur. Fortuinsoeker, 'n persoon wat daarop uit is om voorspoed, rykdom en geldelike vermoë te bekom, ook genoem 'n geluksoeker of 'n avonturier. Ontvlambare gas. Dit is 'n gas wat brand wanneer dit in kontak kom met 'n oksidant, wanneer daar 'n vlam teenwoordig is. Voorbeelde is metaan, asetyleen, ammoniak, waterstof, propaan en propyleen. Baie dankie vir julle kuier in Pelgrimsrus. Reis veilig en kom kuier sommer gou weer hier by ons.